Nou ja, ek groet u almal in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Dit is vir my 'n wonderlike voorreg om vanmôre by Makarios gemeente te wees, terwyl ons in hierdie pragtige kerk hierso op Tweespruit is, 'n pragtige ou klipgebouetjie. Altyd vir my wonderlik om hier saam die kinders van die Here by mekaar te kom. En weer eens wil ek tog maar almal nooi, alhoewel ons 'n baptisties georiënteerde gemeente is, en deel is van die Assosiasie van Bybelgedrewe Kerke in Suid-Afrika, is almal welkom wat die Here Jesus liefhet. Om saam met ons in te skakel hier, jy is welkom om te kom besoek. Jy is welkom op Facebook, dit buite kyk, en ook is dit op YouTube. Kan jy net Makarios intik, en jy kan al die boodskappe daar sien. Jy kan op Sondag ook die direkte, lewendige uitsending 20/10 hier saam met ons waarneem, as jy nie kan wees net, hier as mense in die oude thuis, en musiek is, wat inskakel, is hier baie welkom. En weer eens, raak ek vanmôre toe ek en my vrou so heerlik met die motorfiets hier na toe ry van Bloemfontein af. Was so wonderlik om die pragtige natuurskoon te sien, dis hier in Bensuelo, haak my tong nou vas, en weer vergeet ek die naam, de Baanse, die reën, die veld is pragtig, die beeste is vet, en as jy wil saam in die motorfietskerk toe ry, elke 2de Sondag en elke 4de Sondag van die maand, dan ry ons hier naartoe, en soos een mens op die N8 uitgaan, die heel laaste engine garage, daar is 'n groot spaarkompleks, ons gooi daar petrol in, so 8:30, en dan vertrek ons vandaan. Die is baie welkom. Nou ja, terwyl ons dan hier is, kom ons buig ons hoofde en ons harte voor die Here, en ons vra dat hy vanoggend sal sien. Here, ek is baie dankbaar vir die voorreg dat ons so by mekaar mag wees vanmôre. Hier in u goddelike teenwoordigheid, want u verklaar self, daar waar 2 of 3 in u naam vergader, daar is u in hulle midde. Dankie dat u hier is vanoggend. Dankie dat ons met verwagting opgekom het vanmôre, om met u te ontmoet. En daarom dat ons die vrymoedigheid moet opkom in die naam van die Seun Jesus Christus, om te bid, dat u die woord in ons harte sal kom seën vanmôre. Dat u ons verstande sal open om te kan sien, en te kan hoor, te kan beleef dit wat God vir ons vanmôre wil sê. Eenvoudig, kinderlik, wat u op ons harte wil kom afdruk vanmôre. Ag Here, dankie vir u woord. Dat ons nog die geskrewe woord nog mag hê om te kan lees en te bestudeer. Terwyl daar klaar baie wêreldsdele is waar dit verbied word, waar mense selfs toegesluit en gedood word vir die besit van die woord van God. Dankie dat ons nog die woord het. En gee dat ons dit sal lees. Dat ons daardeur gevoed kan word, daardeur kan opgroei tot volwasse kinders van God in Christus Jesus. Dankie vir elkeen wat vanmôre, net hier nie, maar daar in Bloemfontein, maar op elke plek van samekoms, by mekaar kom om die Here te loof en prys, by mekaar kom om die Here Jesus Christus, die Seun van God, ja God self, vanmôre te verhoog, vir hom, die enigste God en verlosser en saligmaker, want hy self verklaar, ek is die weg, die waarheid en die lewe, en niemand kom na God die Vader behalwe deur my. Daar is maar net een middelaar, die Here Jesus, dit is nie. Kom nou, en neem Spreuke sowel as hoorder gevange, die kosbare werking van God die Heilige Gees, sodat alles mag wees tot eer en tot verheerliking van u naam. Amen. Nou vriende, ons voorlesing in die woord van die Here vanmôre is uit Openbaring, hoofstuk 4, die laaste boek van die Bybel, Openbaring, hoofstuk 4, en ek wil tog sê, die hoofstukke van Openbaring en die verhaal van die eskatologie, die laaste gebeure in die eindtyd van die wêreld, is die hoofstukke nie kronologies nie. So die een volg op die ander, en hy spring maar so 'n bietjie rond, en dit kan verwarring daar bring, maar ons wil vanmôre so 'n bietjie kyk
na hoofstuk 4, en veral dan na die 5 Christen krone, wat die Here beloof aan die kinders van God. Ons lees saam van vers 1. Na hierdie dinge het ek gesien, kyk, 'n geopende deur in die hemel, en 'n eerste stem, wat ek soos 'n bassein met my oorspreek het gesê, kom op hierheen, en ek sal jou toon, wat na hierdie dinge moet gebeur. Ek wil tog so 'n bietjie net inlees, jammer ek ontbreek. Die dinge, die aarde het nou tot 'n einde gekom. Die wegraping het plaasgevind, kinders van God is kom haal, die 7 jaar van verdrukking op die aarde het plaasgevind onder die anti-Christus regering. Ek dank die Here, ons is weergebore kinders van God, is nie meer daar. Ons is klaar in die paradys in die hemel. Waar in daai 7 jaar die bema en die bruiloft sal plaasvind. Na die 7 jaar die slag van Armageddon, die 1000-jarige vrederyk. En dan die aarde weer vuur vernietig, 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde wat God gemaak het, waar die nuwe Jerusalem op gaan kom. En dit praat en al hierdie dinge sê. En dadelik was ek in die gees, en kyk, ek staan 'n troon in die hemel en een sit daarop. En hy wat daarop sit, hy in sy voorkoms gelyk soos die steen jaspis en sardius. En rondom die troon was 'n reënboog wat in sy voorkoms gelyk het soos 'n smarag. En rondom die troon was daar 24 trone. En op die trone het ek die 24 ouderlinge sien sit, bekleed met wit klere, en hulle het goue krone op hulle hoofde gehad. Hierdie 24 ouderlinge verteenwoordig die hele Christendom. Al die weergebore kinders van God, deur al die eeue heen, van Adam en Eva wil ek sê, tot en met die wegraping. En daar is ook mense wat tot bekering kom in die 7 jaar van verdrukking, tot en met die tweede slag, die slag van Armageddon. Al die weergebore kinders van God word deur hierdie 24 ouderlinge verteenwoordig voor die troon van God, van alle volke, tale en nasies. En daar het die weerligte in die donderslag, vers 5, en die stemme uit die troon uitgegaan, en 7 vuurvakkels wat die 7 geeste van God is, het voor die troon gebrand. En voor die troon was daar 'n see van glas soos kristal. En in die middel van die troon en rondom die troon 4 lewende wesens vol oë, van voor en van agter. En die eerste lewende wese was soos 'n leeu. En die tweede lewende wese was soos 'n kalf. En die derde lewende wese het 'n gesig gehad soos 'n mens. En die vierde lewende wese was soos 'n arend wat vlieg. En die 4 lewende wesens het elkeen vir homself 6 vlerke gehad. En hulle was rondom en van binne vol oë. En hulle het sonder ophou dag en nag gesê: Heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, wat was en wat is en wat kom. En elke keer as die lewende wesens heerlikheid en eer en danksegging gee aan hom wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe, hoor mooi, val die 24 ouderlinge neer voor hom wat op die troon sit, en aanbid hom wat tot in alle ewigheid lewe. En hoor nou mooi, en hulle werp hulle krone, die 24 ouderlinge krone op hulle kop. Hulle vat aan hulle krone, wat dit sê, en hulle werp hulle krone voor die troon en sê: U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want U het alles geskape en deur U wil bestaan hulle
en is hulle geskape, tot sover die woord van die Here. Vers 10 en 11 sê, en die 24 ouderlinge val voor hom, wat op die troon sit, en aanbid hom, wat tot in alle ewigheid lewe, en hulle werp hulle krone voor die troon en sê, U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want U het alles geskape. En deur U wil bestaan hulle en is hulle geskape. Nou ja, baie ander gedeeltes in die woord van God, wat ek nie vanmôre die tyd het nie, word verwys na die Christenkrone. En ek gaan dan veral praat vanmôre, dis ons tema, hierdie Christenkrone. En daar is 5 Christenkrone wat die Bybel na verwys. En elke Christenkrone het 'n ander betekenis en rede waarom God hierdie krone aan sy kinders gee. Ons moet onthou, in 1 Tessalonisense 4 lees ons van vers 16 en 17 dat die Here sê, in daai oomblik in 'n oogwink sal die Here die bazuin blaas en die Here sal roep, kom op hierheen, praat van die wegraap. En ons wat in die lewe is, sal weggeruk word na hom toe in die lug. En ons sê verder na die teksverse, ons sal die afgestorwenes, die mense, die weergebore kinders, hulle wat in Christus Jesus gesterf het, hulle wat hom ken as hulle persoonlike God en verlosser, hulle wat alreeds gesterf het en nou in die paradys is, ons sal hulle nie voorwees, hulle kom saam met die Here Jesus op die wolke verklaar die. En ons gaan hulle en die Here Jesus tegemoet in die lug. Dit verskil van die tweede fase van die wederkoms. Die wederkoms van die Here vind in 2 fases plaas. Die eerste fase, die wegrape, wat ons nou hiervan praat in 1 Tessalonisense 4, 16, 17. Wat ons as kinders van God, weergebore kinders van God, sy bruid, voor die 7 jaar van verdrukking, weggeneem word deur Jesus Christus in die lug. Dan die 7 jaar van verdrukking op die aarde. Die eerste 3,5 valse vrede, dan die openbaring van die Antichrist en die sielevyand, die Satan self, die vervolging, en dan die tweede fase van die wederkoms is die slag van Armageddon. Want Jesus nie net kom in die lig nie, maar hy sal sy voet, sê die Bybel, op die Olyfberg sit en die berg sal in 2 skeur. Interessant genoeg, hierdie mense wat werk met grond en aardskuiwings het al reeds gevind dat daar van ooste na die weste 'n voutlyn in die Olyfberg is. Wat beteken? Beweer hulle as mense, né? Dat as 'n groot aardbewing sou plaasvind, sal die Olyfberg in die omgewing van die ooste en weste oop skeur. Nou ja, vriende, die Bybel het dit al reeds verklaar. Wanneer Christus kom met sy oorlog, daar het al van die oorlog te maak deur die Satan en die wêreld en die Antichrist, sal die berg skeur van ooste tot weste. Met die slag van Armageddon, die tweede fase van die wederkoms. Maar terwyl hierdie 7 jaar van verdrukking op die aarde plaasvind, is ons as weergebore kinders, die bruid van God, nou weggeneem na die paradys in die 3de hemel. En daar vind 2 hoofsaaklike dinge plaas. Die eerste wat plaasvind, praat daarvan 'n regterstoel, waar al die regterstoel, die Griekse taal word vertaal die bema, die regterstoel. En hierdie regterstoel is om te beoordeel. Hoor mooi nie,
veroordeel nie. U moet baie let op my woordeskat vanmôre. Voor die bema, in die paradys, in die hemel, in hierdie tyd van die 7 jaar verdrukking op die aarde, sal alle, wie verskyn voor die regterstoel, alle weergebore kinders van die Here Jesus van alle eeuw, sal daardie dag voor die bema verskyn, om, hoor jy mooi, beoordeel te word, volgens hulle werke. Dit gaan nie voor daai troon of jy gered of nie gered is, jy is klaar in die hemel. Dit verskil van Openbaring 20 vers 11, wat praat van 'n wit troon oordeel, wat hy ook sien Johannes. En daar het 'n groot wit troon gestaan. En ek het die magte om klein en groot vir God sien staan, en die boeke is geopen. En is hulle name nie gevind is in die boek van die lewe nie. Is hulle wat? Is hulle gewerp in die poel van vuur, die hel, waar die Satan en sy engele alreeds is. Die wit troon, wat aan die einde van alle dinge is, daar verskyn alle ongeredde mense. Mense wat nie die Here Jesus as weergebore kinders van God aangeneem het. Mense wat nie weergebore is. Jesus sê self, in Johannes 3 vers 3, voorwaar ek sê vir julle, as jy nie weergebore word, sal jy die koninkryk van God nie sien nie. Hy gaan in vers 5, herhaal hy homself. Voorwaar ek sê vir julle, as julle nie weergebore word nie, sal julle die koninkryk van God nie ingaan. Voor daai troon, alle mense wat nie weergebore is nie, wat Jesus Christus as die enigste, hoor mooi ek sê weer, die enigste, daar is nie meer gode nie, daar is nie ander verlossers, soos vandag verkondig word. Ons aanbid ons nou volgens die nuwe era godsdienst, die Hindoes en die Jehovah-getuies en al die godsdienste, aanbid ons dieselfde God met verskillende maniere. Nee, vriende, dit is 'n leuen van die Satan. Daar is een verlosser en saligmaker, Jesus Christus, die Seun van God. En as hy nie weergebore is deur die bloed van die kruis, sal jy voor die wit troon verskyn, om vir ewig te hoor, gaan weg van my, ek ken julle nie, julle verfoeilis, en julle sal gewerp word in die Bybel, in die poel van vuur, waar die Satan en sy engele reeds is. Maar nou vanmôre praat ek met u, die kerk van Christus, die weergebore kinders van ons Here Jesus Christus. Ek praat met u, wat die Here Jesus Christus ken as God en verlosser. Ons, wat op hierdie stadium 'n verwagting het. Ons wag, en ons kyk, ons het voor die diens gepraat oor al die tekens van die tye, die aardbewings, die oorlog, die vloede, die pes, die ellende, die oorlog, al die tekens van die tye, interessant genoeg, want soos 'n trechter na 'n punt gedryf word, al die tekens van die tye verwys na die tweede fase van die wederkoms, die slag van Armageddon. Dis skrikwekkend, né? Wat sê hy? As al die tekens van die tye en ons moet eerlik met mekaar wees, hoe naby God se koms is met die tweede fase van sy wederkoms, die slag van Armageddon, hoeveel te meer, 7 jaar voor die tyd, moet die wegraping plaasvind, wanneer u en ek as weergebore kind van God gaan kom haal. Daarom, vriende, is dit so belangrik vanmôre, hierdie boodskap oor die krone, want God het ons die krone gelaat en bied dit vir u en vir my as weergebore kind aan, as 'n troos in hierdie tyd wat ons leef. Want jy sien, hy wys vir ons vooraf, ons gaan voor die bema verskyn. Na die bema vind die bruilof plaas. Maar as ons voor die bema verskyn, daar die hemel, die beoordeling, sê ek weer stadig, dat mense kan hoor wat ek sê. Die beoordeling, jy is nou gered, jy is weergebore.
Maar God gaan jou beoordeel volgens jou werk. Daarom is dit so belangrik dat ons nou, voor die Here Jesus ons kom haal as sy kinders, ons lewens moet inrig volgens sy woord. Dat ons nie net sal praat die woorde van God, maar sal lewe die woord van God. Sê nie reg, moenie net hoorders word van die woord wat julle self bedrieg, maar word daders van die woord. God wil hê ons moet heilig lewe, rein heilig. Ons moet ons lewe inrig om vir hom te lewe. En is hierdie lewe, vriende, wat ons dan inrig, wat ons lewe vir hom, en met hom in sy staat stel, met goeie werke. Dis daar die werke wat in die hemel voor die bewe gaan beoordeel word. Nou sê, moenie vir julle skatte op die aarde bymekaar maak, wat mot en roes verdien, maar maak vir julle skatte bymekaar, wat mot en roes nie verdien, die skatte wat in die hemel, dit is mense siele. Dis die eerste prioriteit, vriende. Die eerste ding toe hy gesê het, vir Simon Petrus, kom agter my aan, en ek sal jou wat maak, 'n visser van mense. Dis die groot opdrag, dis die evangelie boodskap van Jesus. Dis hoekom hy kom sterf aan die kruis, sodat ons gered kan word, sodat ons wederbaar kan word, sodat ons die belofte kan ontvang van die ewige heerlikheid in die paradys en dan die hemel op die einde van die aarde, op die einde van die dag. Die nuwe hemel en die nuwe aarde, waar die goue stad Jerusalem op daai nuwe hemel en aarde sal staan, en daar sal ons vir ewig saam met God bly. Maar nou, ons lewe in omstandighede wat nie altyd goed is nie. Daar's versoekings en daar is beproewings. Daar is stryd. Vriende, ek het baie keer vir mense gaan lees jou Bybel, kind van God. Nergens in die Bybel staan daar 'n kind, 'n ware weergebore kind van God, wat regtig leef omdat hy vir God lief is en vir God eer opbring. Staan daar maanskyn en rose. Nergens staan. Dit staan nergens daar. Kom wys dit. Daar staan wel, ons sal vervolg word as ons vir Jesus leef. Ons sal te nagekom word, ons sal gespot word en gespieg word. Maar vriende, God sê dit sal die moeite werd wees. Want hy kom sê oor my kind, en dis hoekom ek hierdie boodskap bring van die Christenkode, om u vanmôre te kom bemoedig. Met al die dinge wat ek nou vooraf gepraat het, oor die wegraking en die tweede wederkoms van die Here Jesus, met die kroon, die bewe daar in die hemel wat ons gaan verskyn. Om ons te kom bemoedig vanmôre om vas te byt, as ek dit so in Afrikaans sê. Om deur te druk. Om aan te hou, so hy sê, hou aan, moenie ophou hardloop. Hy sê ons hardloop in 'n wedstryd, op hierdie baan, hierdie wedloop. En ons moet hardloop om die eindstreep te bereik, om te wen. Die onverwelklike kroon sê. Hy sê 'n aardse kroon verwelk. Hy sê maar God se kroon verwelk nie. Dis 'n ewige kroon. En nou is ons op hierdie baan, op hierdie baan is nie altyd lekker nie. Daar's teëspoed en hongersnood en ellende en hartseer en pyn. Maar hy bemoedig ons dat daar 'n kroon is. Daar is 'n kroon vir jou, my kind. En nou praat ons al kyk na 5 krone. Waarvoor die kroon is? Om u te bemoedig en te sê, weet jy my kind van God, dis nie verdien nie. Hou vas aan my. Vertrou my. Bly getrou aan my. Te midde van jou omstandighede. Ek is lief vir jou. En in daardie dag as ek jou kom haal het, uiteindelik, en jou bevry van al hierdie ellende wat op die aarde is. Geen hartseer, geen pyn. Geen traan. Want hy self sê die woord sal dit afbring. Gaan hy ons beloof. Hoekom? Ons teksvers sê, en dis baie belangrik dat julle moet hou. Toe vat hierdie 24 oudere. Onthou dit verteenwoordig op al die weergebore kinders van God. En hulle val op hulle knieë. En die lewende wesens begin uitroep, heilig, heilig, heilig. Val die 24 ouderlinge op hulle knieë vir God. En hulle vat hulle krone. En hulle sit dit voor die troon van God neer.
Dis 'n teken van respek, 'n teken van eer. Here, U is so goed, ek vat hierdie kroon, ek verdien dit nie, maar ek ontvang ook my kroon, wat U vir my gegee het. My kroning, want baie mense gaan meer krone as ander het. Ek kom lê dit aan die voete om dankie te sê. Is dit nie 'n wonderlike gedagte nie? Maar saam met daai wonderlike gedagte, liewe kind van die Here, kom daar ook 'n verantwoordelikheid. Want as ons daai dag voor Jesus buig, die 24 ore buig, dan wil ek vir U vra, liewe kind van die Here Jesus, gaan jy 'n kroon hê om aan die voete van ons Here Jesus te sit? Gaan jy 'n kroon hê om aan die voete van ons Here Jesus te sit? Ons sing so 'n liedjie, moet ek gaan met leë hande. O, moet ek so voor my Here kom doen? Ja, niks te offer aan sy voet. Daarom weet ek, want ek is self 'n mens. Ek gaan self deur die lendes van die wêreld. Dis nie maklik nie. Maar hoe wonderlik om onsself te beywer vir God se saak. Om 'n kroon te kan hê en te ontvang by hom daar voor die bema. Sodat daai kroon weer kan vat en op sy voete kan lê. Sê dankie Here. Dankie, U is my God, U is my verlosser, U is my Here. Dankie dat ek saam in die heerlikheid van die paradys, ja, hier in die hemel mag wees. Dis waaroor die krone gaan. Skoon tog. Kom ons gaan kyk na hierdie 5 krone konferensie. Die eerste kroon, ek lees vir u 1 Korintiërs 9 vers 24. Weet julle nie dat die wat op die baan hardloop, nou oor die baan gepraat, atleet, wel almal hardloop, maar dat een die prys ontvang. Hardloop so dat julle die sekerlik kan behaal. Vers 25. En elkeen wat aan 'n wedstryd deelneem, onthou hom in alles, hulle nog wel, om 'n onverwelke krans te ontvang. Maar ons, 'n onverwelke krans. Wat sê hy in hierdie gedeelte? In Korintiërs 9, 24-25. Hy sê ons moet ons beywer. 'n Atleet wat doen hy? Hy oefen. Hy eet reg. Hy oefen. Hy span homself in. Om te oefen vir 'n wedloop is nie altyd maklik nie. Dis pyn, dis moeg, die spiere is seer, maar ek doen alles in my vermoë vir die voorbereiding van daardie wedloop. Om wat te doen? Want ek wil ek 5 kom. Ek wil eerste kom. Dis hoekom mense voorberei vir 'n wedloop. En so met die kind van God ook wees. Om alles te doen. Alles is nie altyd lekker nie. Want Here, ek wil vir u in u wedloop wil ek eerste kom. Want ek wil daai onverwelklike kroon ontvang. En hierdie onverwelklike kroon is die getrouheidskroon. Die onverwelklike kroon, die kroon wat nie verwelk, is die getrouheidskroon. Dit word die kroon genoem. Waar mense getrou bly aan God. Getrou in die pad van die Here te staan. Getrou in die Bybel lees. Getrou in bid. Getrou om die onderlinge byeenkomste by te woon. Ek sê altyd so, ek wens dat ek kan my gedeelte uit die Bybel en speel. Ek moenie die onderlinge byeenkomste versuim so Sondag uit die gewoonte hê. Die Here wil jou vanmôre in die kerk hê, in jou gemeente, waar ook al jy is, kind van God. Is jy getrou? Getrou aan jou bywoning, getrou in jou Bybelstudie, getrou in jou samekomste, jou stilte tyd. Gaan jy die onverwelklike kroon van die Here Jesus ontvang, omdat jy getrou is in jou aanbidding van die Here Jesus? Of gaan jy daai kroon mis?
onverwelklike kroon, die eerste een. Ons komt op, van hulle, sy kinders, wat getrou is, tot die einde. Die tweede kroon wat ek graag wil noem, is die kroon van roem. In 1 Thessalisense, hoor baie mooi, 1 Thessalisense 2 vers 18, 19 en 20. Daarom wou ons na julle toe kom. Dis Paulus wat die skryf. Hy sê meer as eenmaal, maar die Satan het ons verhinder. Want wie anders as julle is die hoop of blydskap, hoor mooi, of die kroon van roem in die teenwoordigheid van ons Here Jesus Christus by sy wederkoms. Want julle is ons eer en blydskap. Liewe kind van God, is jy tot eer van God? Bring jy blydskap in die Here se hart as hy na jou lewe kyk? Gaan hy vir jou die kroon van roem gee? Waaroor gaan hierdie kroon van roem? Die kroon van roem se ander naam is die sielewennerskroon. Want vriende, daar is niks in hierdie wêreld nie. Maak nie saak wat se werk ons doen, hoe goed dit is nie. Bybel sê ons kan er niks doen nie, behalwe in God. Maar daar is een werk waarin u en ek kan roem. Dit is om te roem in die wedergeboorte van 'n ander mens. In die roem dat jy iemand deur jou woorde en jou dade en jou getuienis. Baie dankie Bernice. Sy kussie is 'n para aan die keel. In 'n hoesie. Hierdie sielewennerskroon is die enigste ding wat ons as kinders van God in kan roem. As ek deel van God kan wees om 'n visser van mense te wees. As ek 'n man, 'n vrou of 'n kind by die Here Jesus Christus uitgebring het, gelei het om hom te ontmoet as verlosser en saligmaker. Wow, liewe broers en susters, ek kom vanmôre in die naam van ons Here Jesus Christus en ek vra u, gaan u 'n kroon van roem ontvang om aan die voete van ons Here Jesus te lê? 'n kroon, al is dit miskien net een man, een vrou, wat jy aan Jesus toe geneem. Dis my so hartseer. Ek het baie keer praat met weergebore kinders van God, kerkmense, en hulle het nog nooit in hulle hele lewe niemand gebring na Jesus. Hoe hartseer. Kan dan vers 20 'n realiteit en 'n waarheid wees, want julle is ons tot ons eer. Julle is tot ons blydskap. Vriende, ons moet besef dat ons God kan bedroef. Ons moet besef dat ons daardie dag voor daai beme gaan staan en dat God ook 'n hartseer is oor ons lewens. Jaak is gered soos deur vuur. Want God in daai oomblik kan hartseer en bedroef wees oor jou en my lewe, omdat ek 'n kroon van roem, 'n sielewennerskroon, aan sy voete kan gaan plaas. Nie een man, een vrou of kind na Jesus toe gebring. Ja, Lukas sê, julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee. Hoeveel te meer is Lukas 11:13. Hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. Vriende, dit is nog die groter wonderlike ding van God. God weet ons is nie in ons eie krag nie. Die eerste ding wat ons sê is hier ding hoor, jong, ek weet nie, dominee. Ek is skaam, ek kan nie dit nie of ek kan nie dat nie. Nou hoor jy Handelinge 1 vers 8. Maar julle sal krag ontvang. Wanneer die Heilige Gees van God om julle kom en julle sal, hoor mooi, nie miskien of wanneer nie, en julle sal my getuies wees. As ons
ek bid, dat die Gees van God my sal bekragtig. Ons sien in so baie kerke, hoe mense bid vir 'n Heilige Gees ervaring, en dan kry hulle allerlei snaakse dinge wat gebeur, wat nie die Heilige Gees is. Want vriende, die Heilige Gees is daar vir een doel, en een doel alleen, is om God te verheerlik en nie mense se egos te streel. Dis vir een doel, om die kind van God te bekragtig, om 'n getuie te wees vir Christus, om die evangelie van Jesus Christus te verkondig. Dit is die vervulling met die Heilige Gees. Dis wat gebeur as die Heilige Gees oor mense vaardig raak. Nie allerlei snaakse gedrek nie. Wanneer die Gees van God oor 'n mens, 'n wedergebore kind van God vaardig raak, dan getuig hy, dan jubel hy oor die Here Jesus. En hy kan nie stil bly nie, want hy sê, ek sal getuig in Jerusalem, sowel as in die hele Judea, Samaria, tot aan die uiterstes van die aarde. Dis wat gebeur as die Heilige Gees in 'n mens werk. En op Pinksterdag toe die Heilige Gees uitgestort het, we lees in Handelinge 2:4, toe die Heilige Gees vaardig raak met die disippels. Toe begin spreek hulle in wêreldse tale, was 18 tale. 18 tale. Hulle ken nie 10 tale in hulle lewe. Nou is hulle mense in hulle 30s, hulle 40s. 18 tale. Hulle word toegerus, nie om snaakse goed te doen nie. Hulle spreek 18 bekende wêreldse tale. Hoekom? Sodat daai mense in Jerusalem wat kan hoor? Die evangelie van Jesus Christus. Dit is die vervulling met die Heilige Gees. Sodat ons die kroon van roem, die sielewinnerskroon, kan verkry om aan die voete van ons Here Jesus te plaas. Die derde kroon, die kroon van geregtigheid. In 2 Timoteus 4 vanaf vers 6. Want ek word alreeds as 'n drankoffer uitgegiet en die tyd van my heengaan is naby. Ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop volëindig en ek het die geloof behou. Verder is vir my weggelê die kroon van geregtigheid wat die Here, die regverdige regter, my sal gee. En nie alleen aan my nie, maar ook aan almal wat sy verskyning lief gehad. Beywer jou om gou na my te kom. Hy praat van 'n man met 'n verwagting. Hy sien sy einde, sy dood is naby. En hy verklaar, ek het die pad met God gestap. Ek was gehoorsaam. Ek het gedoen wat God van my verwag. Ja, daar was tye dat ek honger was. Daar was tye dat ek dors was. Daar was tye dat ek my geslaan het, met stokke gegooi het, met klippe. Ja, ek het tye kind gelei. Ek is vervolg tot die uiterste. Maar ek het die wedloop, en hy gaan verseker, daai eerste kroon kry net. Maar hy het ook die verwagting van die Here Jesus se wederkoms. Dis wat die kroon van geregtigheid beteken. 'n Wederkoms verwagting. Jy weet, hy daar in daardie tyd alreeds 2000 jaar terug, terwyl hy weet sy sterwe is naby, het hy 'n verwagting gehad. Die Here gaan kom. Hy sê, beywer julle, want sy koms is naby. Maak julleself reg. Hoekom? Laat julle die kroon van geregtigheid kan ontvang. Hierdie kroon is bestem vir weergebore kinders van God, wat 'n verwagting in die hart het, elke dag, miskien vandag nie, miskien oor 'n minuut van nou, gaan U kom op die wolke om ons te kom haal. En vriende, as 'n mens so 'n wederkomsverwagting het, dan is jy gereed. Is dit nie reg nie? As ons weet nou, sonder om te twyfel, dat Jesus presies
11 uur gaan kom vanoggend, is daar nie een van ons wat alles in ons vermoë sal doen om reg te wees as Jesus kom nie. Is dit reg as ek dit sê? En dis waaroor hierdie kroon van geregtigheid gaan. Hy sê, wees reg, kind van God, lewe elke oomblik, ek wil sê elke sekonde van jou lewe met 'n wederkomsverwagting. Hy kan nou kom. Vriende, my woorde kan nog nie koud in my mond wees nie, en die laaste oorsuin kan blaas, en die stem van die engel sal roep, kom hierheen! Gaan jy die kroon van geregtigheid ontvang? Is jy reg? Het jy daai verwagting? My Here kan kom. Ek moet reg wees. Ek moet reg wees. Ek moet reg wees. Johannes 14 vers 1. Laat julle hart nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. Hoor wat sê hy vir jou kind van God? En as dit nie so was nie, het ek dit vir jou gesê, ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan het om vir julle plek te berei, kom ek weer en ek sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Hy sê, en waar ek heen gaan, weet julle, die weg ken julle. Ons weet dit gesê, ek gaan hemel toe gaan, die paradys toe. Wat is die weg? Jesus is die weg en die waarheid. En nou beloof hy, ek kom weer. Dis 'n realiteit. Die wederkoms van die Here is 'n realiteit. Dit is waar, dit gaan gebeur. Dis 'n kwessie van tyd. Dit kan vandag gebeur. Is jy reg? Is jy reg? Ken jy die Jesus as verlosser? Maar as jy nie reg is nie, gaan jy agterbly. Maar ons het 'n verantwoordelikheid, ons wat hom ken, om ook ons lewens reg te hê. Hy sê, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig. Hy het sy lewe in orde gekry. Reg om sy God te ontmoet. Die kroon van geregtigheid, die wederkomskroon. Voorlaaste kroon, die kroon van die lewe. In Jakobus 1 vers 12. Salig is die man wat versoeking verdra. Want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang. Wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. Laat niemand as hy in versoeking kom, hoor mooi, vind hierdie is woorde wat baie mense nie raak lees nie. Hoor mooi, ek wil hê met baie mooi na hierdie woorde luister. Laat niemand as hy in versoeking kom, hierdie versoekings, die stryd, ontberings, pyn en lyding. Laat niemand as hy in versoeking kom sê, ek word deur God versoek. Ek word deur God versoek. Hoekom nie? Want God kan deur die kwaad nie versoek word nie. En self versoek hy niemand nie. Ja, God kan versoekings toelaat soos in Job se gedeelte. Wie was die versoeker daar gewees? Wie is die versoeker? Die Satan. Hy het in die raadsaal van God verskyn en sê, gee ag op die knegt Job. Maar God het soveel vertroue in Job geleer. Wat hy gesê het, daar Satan, jy kan hom maar versoek, maar jy mag sy lewe neem nie. En tot die einde het God hom bewaar. En God het Job se tweede groter gemaak as die eerste. God was ryker, meer geseën, groter. En Job sê self in sy eie woorde, van hoor sê het ek van God gehoor, maar nou het ek my God van aangesig tot aangesig ontmoet. Hy het ontmoeting gehad, dis hoekom daar baie keer 'n stryd en beproewings is, versoekings en laste is, sodat ons God kan sien vir wie hy is, die God wat probleme, die God wat versoekings, die God wat omstandighede verander, wat die negatiewe in 'n positiewe verander, wat die doodvaller in lewe. En dit maak nie saak wat oor jou kom nie, weet dat God dit nie aan jou doen nie. Mag nooit sondig, die Bybel sê nooit het Job een keer teen God gesondig, deur God te vloek
of iets teenoor hom te spreek nie, want hy geweet God nie, want ons is die wat hom nie versoek nie. Ek lees weer uit. Laat niemand as hy versoeking kom, Jakobus 1:13, sê ek word deur God versoek nie, want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek hy niemand nie. In hierdie wêreld is die siele vyand daar om jou en my te versoek en te beproef. Om wat te doen? Om ons weg van God weg te trek. Om ons te laat murmureer. Om God te bevraagteken. Is God dan nie meer lief vir my nie? Gee God dan nie meer om vir my nie? Julle is nie onbekend in hierdie dinge nie. Maar God sê, nee my kind, jy moet dit verdra. Ek het jou krag gegee om dit te verdra. Geen versoeking, sê 1 Korintiërs 10:10, het julle aangegryp behalwe vir mense. Maar ek sal saam met die versoeking wat gee, ook diep uitkoms gee. Dis die God wat ons ontbid. Versoekings en beproewings sal wees. En soos ek een Sondag op hier gestaan en gesê, hy tannie wat gesê, Here, dominee, as daar versoekings en beproewings in my lewe kom, kan ek nie wag. Ek gaan sit nie in as, in trane nie, en kry myself jammer nie, dan kan ek nie wag om te sien wat God gaan doen nie. Want ek weet, hy is groter as my probleem en my stryd. Ja, haar siening, haar gesindheid, het my aangegryp. Dominee, as versoekings en stryd kom, kan ek nie wag om te sien wat God gaan doen. Ja, die kroon van die lewe. Maak die saak wat nie. Ek sal God nie verloon nie. Openbaring 2:10, vrees vir niks wat jy sal ly nie. Kyk, die duiwel gaan sommige van julle in die gevangenis werp. Hy sê, sodat julle op die proef gestel kan word. Julle sal 10 dae aan verdrukking en wees getrou tot die dood toe. En ek sal jou die kroon van die lewe gee. Ons lees van Stefanus. Hulle gryp hom. Hulle sê, jy mag nie in die naam van Jesus getuig nie. Hulle gryp hom. Hulle ruk sy klere van sy lyf af. Hulle stenig hom tot die dood. Maar hy rig sy oë na die hemel en hy sien die hemel oop en hy getuig van Jesus Christus. Hy sê vir hulle, ek getuig van Jesus, die Seun van God, hom wat julle gekruis het. En hulle gooi hom dood met klippe. Tot die dood was hy getrou. Die kroon van die lewe, die kroon van getrouheid. Ja, al kos dit my dood, ek sal God nie verlei. Jakobus, lees ons Handelinge 2. Ons lees van Paulus, en so almal. Vervolg hom tot die dood, toe was hulle getrou. En vriende, ek moet sê, as die tyd, die wederkoms van die Here vertraag om te kom, gaan daar tyd keer vir u en vir my ook so tyd aan. Daar's klaar plekke in die wêreld waar mense gekonfronteer word, dat hulle Here Jesus Christus moet verloon, of hulle word doodgemaak. Dink aan die moslim geloof, in die Wes is daar in die Ooste, hulle maak mense dood, as jy in Christus glo. Die kroon van die lewe, getrou, ja, selfs getrou tot die dood. Die laaste een, ek sluit met hom af, is die kroon van heerlikheid. In 1 Petrus 5:4. En wanneer die opperherder verskyn, wie is die opperherder? Jesus dit. Sal julle die onverwelkte kroon ontvang. Hierdie kroon is die kroon van heerlikheid. Nou hierdie kroon, as jy in daai gedeelte daar 1 Petrus 5 gaan lees, gaan dit oor die toesighouers. Dit gaan oor die ouderlinge, die dienende ouderlinge, die lerende ouderlinge, die predikante, die disippels, almal wat deel is van aan die kudde getroude, om die woord te verkondig. Almal wat aangestel is deur Jesus, en ons het nou sien raak in kroon, ons is almal aangestel. Om deur die krag van God, deur die gees van God, getuies te wees, né? So ons kan nie daar wegkom, sê nee, dis so daai of daai. Die enigste rede, as jy nie 'n getuie is, beteken jy is nie vol van die Heilige Gees nie. Maar wanneer
Heilige Gees van God oor 'n mens vaardig raak, dan ontvang jy krag om 'n getuie te wees. En nou sê hy, hierdie kroon van heerlikheid is die kroon waar mense getrou is om die woord van God te vertrou. Die woord van God te verkondig. Manne en vroue, ek wil amper sê, daar word van predikante, priesters en pastore 'n groter verwagting op hulle lewens geplaas om die woord van God te verkondig. En die woord van God, baie mooi, hoor wat ek nou sê, om die woord van God suiwer te verkondig. Om die woord van God in waarheid en krag te verkondig. Om die Here Jesus Christus, die enigste seun van God, die verlosser, te verkondig. As jy hierdie dinge nie verkondig van jou kans af nie, dan is jy nie jou soutwerk nie, dominee. Dan gaan jy nie kroon van heerlikheid mis, die kroon van die verkondiging van die woord. En die bloed van mense gaan van jou hande geëis word. Omdat jy met valse boodskappe op 'n kansel staan. Omdat jy die boodskappe verkondig om mense by die gehoor te stel, sodat jou skatkis vol geldjies kan wees. Sodat jy mense wil entertain met lekker kerk. Maar jy verkondig die woord van God nie. En Jesus Christus, die gekruisigde lam van God nie. Jy gaan dit mis, dominee. En mense se bloed gaan op jou hande wees. Die kroon van die Here. Om getrou die woord van God te verkondig. Daar's baie leraars, hulle dra die naam van predikant, maar hulle is so ver van predikant mense. En ons het baie predikante wat goed begin en dan baie goed eindig. Broeders, keer terug. Want daar is 'n kroon van heerlikheid wat wag vir julle wat die woord van God regsny. Dis nie 'n woord van populariteit nie. Dis nie 'n woord van aansien nie. Dis nie 'n woord wat mense jou op hulle handjies gaan dra. Jy gaan miskien ongewild raak. Jy gaan miskien nie 'n baie groot kerk gemeente hê nie. Maar weet dit, voor God is jy getrou, gaan jy daardie dag voor die weer, maar sal God self aan jou die kroon van heerlikheid gee. Omdat jy getrou was om by die woord van God te bly. Die onfeilbare woord van God. Niks by nie, niks minder. As Jesus Christus, die lam van God. Ja, die krone, die 5 krone. Daardie dag, as die lewende wesens uitroep, heilig, 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 om voor God se troon te kan gaan buig. Net sê dit om 1 of 2 of 3 of 4 of 5 krone is, te mag leef. En dit aan sy voete te kan plaas. Dis die heilige, is die almagtige. Voel ek dit, my liewe kind van God, u wat weergebore kind van God is, ons lewe nie verniet op die aarde nie. God sê al die sware kry, al die dinge, ontberings en die wedloop in ons hart toe. God wil ons en gaan ons daarvoor beloon. Moes nie die beloning mis. God wil hierdie 5 krone vir jou as 'n kind, as beloof. Wees getrou, wees gehoorsaam, wees toegewy. Rig jou lewe in, heilig, om God te behaag. Wees gereed, want hy kan vandag kom. Amen, kom ons bid. Here, dankie vir die wonderlike voorreg
vriendelike klank van die kosbare woord te mag wees. Here, hierdie woord, wat ons niks mag byvoeg of niks weghou. Here, sê hierdie woord is alleen kragtig en waar. As manne en vroue verkondig dat Jesus Christus waarlik die Seun van God is, die enigste verlosser, die enigste saligmaker. Ja, hy alleen kan ons wedergeboorte skep, om kind van God genoem te mag maak. Here, mag daar geen boodskap oor ons lippe kom, as Jesus Christus, die Lam van God. Laat ons U eer deur ons werke, deur ons woorde, ons dade, sodat ons ook hierdie kroning kan ontvang, daar voor die bema, sodat wanneer daar voor die troon van God sal buig, dat ons dit weer aan die voete mag lê, tot eer van U, uit dankbaarheid tot U, ons God, ons verlosser. Amen. Baie dankie vriende, die Here seën.